Nou, vir die van julle wat laat ingekom het, goeienaand en baie welkom. Weereens, dis 'n voorreg. Dankie dat julle vanaand die tyd gemaak het om saam met die gemeente die nuwe jaar in te gaan. Jy het dit gemaak. Jy het 2025 gemaak. Tensy iets drasties verkeerd gaan, is die kans goed jy gaan 2026 sien. Hou net uit. Moet nie my verras nie, okay? Filippense 1:6 sê, ek is veral ook daarvan oortuig dat God wat die goeie werk in julle begin het, dit eindtyd sal voer en dit sal voleindig tot op die dag wanneer Christus Jesus kom. As jy vanaand hier sit en jy het 'n getuienis dat jy die Here Jesus ken, persoonlik ken en 'n verhouding het met die Vader deur die Here Jesus, dan het God klaar goeie werk in jou begin. En die Vader het 'n toewyding gemaak aan jou om daai werk voort te sit totdat Jesus terugkom. Of hy jou kom haal. Wie kan amen sê daar? Nou oké, ek het vanaand 'n baie moeilike taak. Ek het al moeilike tye gepreek. Ek het al in baie moeilike tye gepreek in my lewe. Ek het al gepreek teen verkeer. Motorfietsse wat hier op en af ry. Ek het al gepreek teen die wind en die weer, dat die reën op hierdie dak, dat jy moet skree op die mense en hulle jou nog steeds nie hoor nie. Ek het al gepreek waar duwe, eende en valke in die kerk invlieg. Jy glo my nie. In die eerste jaar preek ek 'n valk vlieg in die skoolsaal. In die begin daar. Vlieg dwars deur die lug. Daar is die ding in die lug. Gee 2 rukke en daar lê hy. Hang hy. Bo almal se koppe. In die middel van my preek. Ek het foto's daarvan. En julle dink dis erg. 3/4 toe kom die ding daar uit. En toe vlieg hy daar rond. En ek moes maar net amen sê en aangaan. So dit was 'n moeilike ene geweest. Ek moes al preek teen rugby. Ek bedoel nie teen rugby nie, maar in rugby tyd terwyl die Springbokke speel. Maar ek moet vir julle sê die heel moeilikste tyd om te preek is teen slaap. En ek kry dit nie eens reg op Sondagoggende nie, so ek het 'n vermoede ek het vanaand my battle is gepik. Ek het nie 'n keuse nie, ek moet hom deursien. Sien, daar's baie gesegdes, maar een van hulle sê ek lê liewer in die bed en verlang na die kerk as wat ek in die kerk sit en verlang na my bed. Wie van julle is daar? So okay, ek gaan my bes te doen en ek hoop die Here help vir my om iets vanaand vir jou te gee. Nou, julle, ek spesialiseer nie eintlik in lekker boodskappe nie. Ek weet nie hoe kry ouens dit reg dat 'n mens net 'n lekker boodskap preek nie, want vanaand, as jy nou dit kan doen en 'n lekker boodskap kan preek, dan is dit nou vanaand die ding. Maar terwyl ek voorberei, voor ek myself kry, dan gaan ek aan die leringkant in. Want ek wil nie net mooi praatjies praat nie, ek wil iets sê oor die Here Jesus en ek wil hê ons moet iets leer, maar ek dink nou nie middernagdiens is regtig die regte plek en tyd nie. So, jy moet dit maar môre gaan kyk as jy klaar geslaap het. Okay, is dit reg? Ek gaan my bes te probeer. Ek wil vanaand 'n bietjie met jou praat oor, ons mos nou op hierdie punt. Nou, Kenneth preek Sondag en hy gaan die hele nuwe jaar gedagte, het julle gesien wat het hulle met my gedoen? Ek is op terme gesit. Blykbaar elke jaar gaan ek oor tyd, dan preek ek tot in die nuwe jaar. So jy's in vir 'n ding. Ek gaan preek tot in volgende jaar in. In elk geval, so ek moet nou dit dophou saam met jou en as ek sien julle oë begin meer daar kyk as op my, dan weet ek my tyd's klaar. Ek wil vanaand met jou praat oor om te fokus op dit wat regtig belangrik is. Hier is mos 'n tyd van die jaar wat ons terugkyk en ons kyk vorentoe. En jy dink oor die ou jaar, jy dink oor die nuwe jaar. Hier is mos nou daai tyd wat jy so op die lyn sit en sê, okay, wat gaan ek nou in die nuwe jaar beter doen? Hoe gaan dit lyk? En ek weet nie, wat het gebeur in jou 2025? Wat het gebeur? Daar het nie eintlik groot goed in die land gebeur nie. Daar was nie eintlik groot verkiesings nie. Daar was nie groot sport regtig nie. Die ekonomie, behalwe dat ons van die gryslys af is, wat ook al dit beteken, het daar nie verskriklike groot goed gebeur nie, nê? En dalk in jou persoonlike lewe, kan ek jouself ook dieselfde vraag vra, wat het in jou lewe gebeur in hierdie jaar, en wat het in jou hart gebeur in 2025? Veral wanneer dit by Jesus kom, en jou verhouding met die Here, wat het daar gebeur? Het daar enigiets gebeur hierdie jaar? Was of jou groot uitdagings in 2025? Dinge wat jou kan betrap het, dinge wat jou seer gemaak het, dinge wat jou lewe kom verander het. En wat wag vir jou in 2026? Dalk as jy terug is by die werk of terug is by die huis, goed wat jy nou weet, wat van die goed wat ons nie eers regtig weet nie. En 'n mens kan so verlore raak in hierdie spiraal van dinge wat gebeur en beplan en dinge wat skeefloop, dinge wat regloop, dinge wat ons hoop, dinge wat nie werk nie, dinge wat werk.
Ek bedoel, wie van julle sit hier so en sê, ek het nie geweet dit gaan gebeur in 2025 nie. Is al 'n paar van julle. Sê ek het dit nie voor, dis nie, ek kon dit nie sien kom nie. As die res van julle het nou nogal 'n redelike matige jaar gehad, nê? En wanneer jy oor alles dink, waar staan jy met Jesus oor dit alles? Nou, ek glo dit nie net nie, die skrif leer dit, maar die Here Jesus wil ons help. Hy wil ons help. En ek gaan 'n bietjie met jou praat daaroor, maar ek moet ook my kant bring. Ek moet my kant bring. Die Here is 'n helper God, ons gaan dit nou weer vir mekaar sê, maar ek moet my kant bring en dis vir my belangrik dat ek moet seker maak my aandag en my fokus is op die regte plek in 2026. En ek gaan vir jou 3 woorde gee, maar ek doen nie gewoonlik in die vakansies nie, nou het ek dit elke Sondag gedoen. So kom ons staan op. Dis net 'n manier om jou wakker te kry. Is jy nog by? Is jy nog wakker? Sê net Okay, so steek jou Bybel lekker hoog. Is iemand daar? Glishel, sorry, ek is nie eers jou gewaarsku nie. So kom ons praat lekker saam. Dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. Ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek, met my hart glo ek dat Jesus die Here is. Amen. Amen, baie dankie. Jy kan jou sitplek inneem. Jy kan jou Bybel oopmaak by 1 Korintiërs 13 vers 11 tot 13. 3 verse. Dis dit. 1 Korintiërs 13 vers 11 tot 13. Hierdie is nie onbekende verse nie en ek wil vanaand 'n bietjie stil staan op hierdie verse. Vir julle wat aanlyn is, ek het gesien nou was daar amper 80 mense aanlyn. Wel, 80 punte. Baie welkom. Ek is bly jy kom spandeer middernag saam met ons. Jy het dit bietjie makliker as ons dalk. Ons moet nog terugry, maar baie welkom, is lekker om in jou huis ook te wees. 1 Korintiërs 13 vers 11 tot 13, kom ons lees dit saam. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, ek het gedink soos 'n kind, en ek het geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos wat dit werklik is. Nou ken ons net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. En nou, geloof, hoop en liefde bly. Hierdie 3, en die grootste hiervan is die liefde. Okay. Ek het 'n klomp belangrike goed wat ek vanaand wil sê, maar ek dink as ek een ding kan hê wat jy net moet vashou, as ek vir jou 'n handle kan gee aan vanaand se boodskap, wat ek sê, as jy een ding moet onthou as jy uitstap, as ek jou gevra waar die boodskap gegaan, dan moet jy dit sê. Dis nie eintlik waar die boodskap gaan nie, maar dit is belangrik genoeg dat jy dit moet onthou. En dit is, ek en jy dien 'n helper God. Sê gou vir jou langs aan, ons dien 'n helper God. Ons dien 'n helper God. Dis 'n God wat wil help. Maar ek moet my kant bring. En ek moet seker maak ek fokus op die regte plek in die nuwe jaar. Ek moet seker maak ek hou fokus. Nou gaan hierdie tema voortsit die 11de Januarie wanneer ek weer preek. Dan gaan ek verder gaan daarmee en ek weet 'n goeie vriend van my Gerard nou kan ek nie Gerard se van hy het hier gepreek eendag toe sê hy meeste mense kan 3 woorde onthou, né? Nee? Waar's Tiny? Tiny sê hy kan net op by 3 tel. So jy gaan dit kan maak vanaand. Meeste mense kan 3 woorde onthou. En ek gaan vir jou 3 woorde gee wat jy moet onthou vir 2026. Is jy reg? Gaan ons probeer. Jy hoef dit nie eens neer te skryf nie. Jy weet klaar wat dit is. Okay, jy het dit. Kyk, ek het nog baie tyd oor. Julle kan huis toe gaan. So geloof, hoop en liefde. Ek gaan hierdie 3 gedagtes gaan ek vir jou net vinnig oopbreek, 'n klein bietjie lering gee dat jy net weet, en dan gaan ek dit probeer met illustrasies, lekker opspice, dat jy nie diep slaap vanaand, nou hier in die kerk nie, okay. So hier gaan ons, is julle reg vir my? Die eerste ene is, geloof, julle het hom. Nou, wanneer Paulus praat, en hy onthou, hierdie gedeelte 1 Korintiërs 13 is smack bang in die middel van 12 en 14, want 13 is in die middel van 12 en 14, as julle gewonder het hoe ek daarby uitkom. Maar hoofstuk 12 en hoofstuk 14 praat oor die gawes, en hy praat oor al die gawes, en hy sê vir die Korinte, nou hoor jy net voordat jy te beïndruk is met Korinte was 'n vrot gemeente, daai gemeente was vrot tot teen aan die been, jy sê vir my Johan, hoe kan jy so iets sê van 'n gemeente? Gaan lees jy in Korintiërs 1 tot 11, en dan gaan jy dit self sien. Ek bedoel, daar's min dinge reg gewees met hierdie gemeente. En selfs die manier hoe hulle die gawes toegepas het, was, dit het elkeen het gegaan oor homself. En nou, in die middel van al die gawes sê, hoorie, ek gaan julle nou iets wys. Al het jy al die kennis,
Nee, al gee jy jouself weg heeltemal, al het jy al die geloof, al het jy alles, is dit niks as jy nie die liefde het nie. Die liefde het nie. En nou op die einde, nou kom hy by geloof, hoop en liefde. En ek wil dit vinnig met julle deel. So, die eerste ene, waarop ek en jy moet fokus in ons lewe, is ons geloof. En dit gaan oor die inhoud van wat ek glo. Ek kry mense, wat net enigiets glo. Ken julle sulke mense? Ek het iets op Facebook gesien, dit moet waar wees, want dit was op Facebook. Ken julle sulke mense? Nee, geen verdere navorsing nie. Dit moet waar wees. Mense sal nie jok op Facebook nie. So die geloof, ek kan nie net enigiets glo nie. Ek moet die regte inhoud hê. Judas 20 sê, julle geliefdes moet egter voortgaan om julle lewe te bou op julle allerheiligste geloof. Julle moet voortgaan om julle lewe te bou op hierdie geloof. Nou daardie geloof is nie net iets abstrakt nie, dis iets konkreet, want ons inhoud in hierdie geloof. En ek gaan dit nou vir julle verduidelik. So, 'n kind is 'n kind, reg? 'n kind is 'n kind. Van 'n kind verwag jy om te dink soos 'n kind. Jy kan nie van 'n kind verwag om te dink soos 'n volwasse nie. Hy's nog nie daar nie. 'n kind redeneer soos 'n kind. Dis wat Paulus sê. En hy tree op soos 'n kind. Maar hy sê daar kom 'n punt wat ek en jy volwasse moet wees in die Here, wat ek nie meer dink soos 'n kind nie, maar dink soos 'n volwassene, redeneer soos 'n volwassene en optree soos 'n volwassene. Nou die groot fout wat ek baie gelowiges hoor sê, en ek gaan dit vanaand regstel, ek het vir julle gesê, moet maar 'n bietjie lering inwerk hierso, is mense wat sê ek glo soos 'n kind. Nee, maar ek glo net soos 'n kind. En meeste van die kere, wanneer ek dit hoor, wat iemand sê, maar ek glo net soos 'n kind, het hulle swak teologie weet. Goed wat die skrif nie leer nie. Ek het eendag met 'n vrou gepraat, en sy sê, en ek hoop nou regtig nie een van julle sit hier, en ek wil nie jou hok ruk vanaand nie, dis glad nie wat ek wil doen nie. Sê, waarvan praat jy? Dan gaan jy dan wakker bly, al is dit waaraan jy dink. Wat sê, maar as ek doodgaan, word ek 'n engel. Sê, nee, dis nie by die skrif leer nie. Nee, maar ek glo dit net. Ek glo dit net. Maar jy glo verkeerd. Jy weet, as jy 'n kind is en jy glo verkeerde goed, as jy 'n kind is en jy glo in, ek is nou bang, julle het nou nog nie van julle kinders vertel van Kersvader nie. Ek wil nou nie, wie kinders dalk, ek is nou bang ek spoil dit nou. Ek wil nie die een wees vir dit. Ek wil nie daai predikant wees wat dit doen nie. Maar in geval, so as jy 'n kind is en jy glo, amper sê ek nou die tandmeis. Ek weet nou nie wat kan ek gebruik vir veiligheid? Wat dit ook al is. As jy 'n kind is en jy glo, dan neem ek jou nie kwaadlik nie. Maar my wêreld, as jy 30 jaar oud is, kan jy nie meer glo. Stem julle saam? Okay, so dan moet ek daarom die regte goed glo, nê? Ek moet daarom, want as ek soos 'n kind gaan bly glo, dan gaan ek soos 'n kind bly optree. En ek sien dit. Ek sien dit by baie gelowiges wat al lank gelowiges is, maar dit is nog lank kinders. Julle ken die storie van luister, weet hier's baie babietjies in ons kerk. Jo, ons doen baie baba toewydings en dis baie oulik as 'n babietjie, nê? Dis baie oulik. Nê? Stem julle saam? Maar EJ, hoe oud is jy nou? Jy seker al 75, wat is jy nou? As EJ hier sit en hy, ek dink jy gaan my kom timmer, as hy so sit en dan gaan jy sê ons is fout, reg? En daarom kan ek nie met 'n kinderlike geloof, nou sê mense, ja, maar Jesus het gesê, ons moet soos kinders glo, dis nie wat Jesus gesê het nie. Jesus het gesê, ons kan nie die koninkryk van God ingaan as ons dit nie doen soos kinders nie. Maar ons bly nie kinders nie. Beteken, luister, as ek weergebore, as ek tot bekering kom, dan is ek 'n kind in die geloof, en ek bly altyd 'n kind van God, maar ek bly nie 'n nepios nie. Kan julle hoor waar kom die woord nepios vandaan? Wat dra jou baba? Nappies? Nee, die Griekse woord vir babietjie, pasgebore baba, is nepios. Okay, ons bly nie daar nie. Ja, ek bly nog steeds 'n kind, 'n seun, hios, is 'n volwasse kind, soos die pa wat die 2 seuns in die huis het. Daar moet 'n plek wees wat ek volwasse word in die inhoud. Nou skryf die Hebreërs skrywer, net om hierdie spyker in die kus nou van daai gedagte in te kap. Hebreërs 5 vers 13 tot 14 sê, iemand wat nog van melk lewe, kan nie saam praat oor wat reg en verkeerd is nie. Onthou julle, toe ons kinders was, het die ouers die kinders weggejaag en gesê, kinders hoort nie in groot mensgesprekke nie. Men sê, maar wat moet ek doen? Gaan tel jou tone. Ek weet nie, daar's 10 van hulle, maak nie saak hoeveel keer hulle tel nie. Nou hierdie gaan nou oor, en kyk wat sê hy, sê, want hy's nog 'n kind. Hy's 'n kind. Nou sê hy verder, vaste kos is vir groot mense, vir mense wat oor insig beskik, wat deur ervaring geoefen is, en tussen
kwaad en goed kan onderskei. Mag die Here vir ons help as gemeente en vir jou as persoon om tot volwassenheid in jou geloof te kom, dat ek en jy op hierdie punt kan kom, dat ons die verantwoordelikheid kan aanvaar vir die gemeente, die verantwoordelikheid kan aanvaar vir mekaar. Die Here roep ons om 'n volwasse gemeente te bou, nie 'n crash nie. Stem julle saam? OK, kan nie te lank daarop staan nie. So, is ek klaar met die dinge van 'n kind. En as jy nog nie is nie, maak 26 jaar wat jy sê, ek is klaar met die dinge van 'n kind wat die geloof betref. En dit gaan oor die inhoud van my geloof. Dit is Jesus gesentreerd, dis woordvas, en ek streef na geestelike volwassenheid. Amen? OK, kom ons gaan aan. Die volgende woord. So die eerste ene was geloof, die tweede ene hoop. OK, ek gaan vir julle wys hoe werk hoop. Ek wil die hele tyd op hierdie ene kyk, maar hy het nou daai storie op. Hoop gaan oor die sekerheid wat ek het in die Here Jesus. En dis alwaar ek sekerheid kan kry, is in die Here Jesus. Dis waar dit is die inhoud van my geloof. As my inhoud reg is, nou kom ek hardloop nie my preek nou vooruit nie. 1 Petrus 1:13 sê, wees daarom standvastig, wakker en nugter. Kan ek gou net 'n keer sien, wie is nou besig om aan die slaap te raak? Wie het al 2 keer weggeraak terwyl ek gepreek het? Ek wil net sien. Daar's 'n hand daar agter, ek sê jou vergewe. Wees daarom verstandelik, wakker en nugter, en vestig julle hoop. Sien julle, dis iets wat ek kies. Ek vestig, om jou hoop te vestig is 'n besluit wat ek neem, om te sê, ek gaan hierop hoop. Ek gaan hierop hoop. Hy sê, vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. So ons het hier te doen met hoop. So, wanneer dit kom by die inhoud van my geloof, het ons mekaar gesê, dis Jesus gesentreerd, dis woordvas, en ons is strewe na geestelike volwassenheid. Onthou julle, ons het reeds vir mekaar gesê, nou gaan ons verder. So die inhoud is vas, ons onderhandel nie met die inhoud nie, die inhoud is vas, is die woord van die Here. Wanneer dit vas is, dan gebeur daar iets. Wanneer ek die regte geloofsinhoud het, bring dit hoop. Dis 'n natuurlike, wanneer ek glo wat die woord sê, ek aanvaar dit en ek rig my lewe daarvolgens, dan kom die hoop natuurlik. Dis hoe ek my hoop vestig, is wanneer ek my lewe instel om gehoorsaam te wees aan Jesus. Dis hoe dit kom. Die oomblik wanneer ek dit doen, kom die hoop spontaan, dit kom outomaties. So die regte inhoud bring die regte tipe hoop. Verkeerde inhoud bring wanhoop. En dis hoekom dit so belangrik is om die woord suiwer te kry. Want wanneer ek die woord nie suiwer kry nie, dan glo ek nonsens. En ek kan onthou net toe ek tot bekering kom, en ek wil nou nie oor ander kerke praat nie, was ek vir 'n kort tyd in 'n gemeente gewees waar hulle gesê het, luister, jy moet dit net vra en die Here sal dit vir jou gee. Ek kan onthou, daai tyd was 486 die ding. As jy weet, weet jy. As jy nie weet nie, is oké. En ek het gebid vir 'n 486. Ek het gebid vir, weet julle wat 'n 486? Dis 'n komputer, man. Met ek dink 16 meg RAM en 'n 90 meg harde skyf, dink ek. En want ek wou nou nie voorbarig wees om groter gaan nie. En ek het nou het ek gebid en weet jy, dink julle ek het daai rekenaar gekry? Nooit nie. Want dit is nie wat die skrif leer nie. En wanneer ek die verkeerde inhoud het, dan beland ek in 'n posisie waar my geloof teleurgestel word. En dis hoekom dit belangrik is om die regte inhoud te hê. Hebreërs 11 vers 1 sê, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Romeine 10 vers 17 is die ou vertaling sê, die geloof is dus deur die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. So my geloof moet altyd gebaseer wees in die woord. Dit sal altyd gefokus wees op die Here Jesus, en dan kom die hoop spontaan. En dis my gebed vir jou, dat jy 2026 met hoop sal lewe. Maak nie saak hoeveel het skeef geloop hierdie jaar in jou lewe nie. Maak nie saak hoeveel dinge het nie uitgewerk nie. Maak nie saak hoeveel dinge was stikkend in jou lewe nie. Want hoor gou mooi, die skrif leer, soos Jeremia 29 vers 11 wat sê, ek weet wat ek vir jou beplan sê, Here, voorspoed en nie teëspoed nie. As kinders van die Here besef ek, voorspoed beteken nie
dat my wiele nie gaan pap raak nie, dat ek nie my werk gaan verloor nie. Voorspoed beteken dat ek die pad stap wat Jesus vir my gee om te stap. En op daai pad het ek die voorreg om deel te wees van die uitbreiding van die koninkryk. Amen. En daarin is daar hoop. En daarin is daar hoop. Okay, dit bring ons by die laaste een. So, wat was die eerste ene? Geloof, die tweede ene? Hoop en die derde ene? Nee man, ek kan maklik met julle aangaan tot volgende jaar toe. Julle is al liefde. Liefde is die laaste ene. Liefde is op die einde van die dag die Jesus maatstaf. Dis die laaste, dis die mooiste, dis die beste, maar dis eintlik die moeilikste. Kom ek verduidelik. In 1 Johannes 4:7 sê, ons moet mekaar lief hê. Ons moet mekaar lief hê. En ek moet vir julle sê, ek is lief vir julle. Ek is regtig lief vir julle as gemeente, is vir my heerlik. En ek hoop julle is daarom 'n bietjie lief vir my ook. As ek nou kyk in my liefdesverhouding met my vrou, dan weet ek baie keer, dan wil sy maar my nek omdraai. Ek hoop nie julle wil dit doen nie. Want die liefde kom van God. God is die bron van liefde. Nie ek en jy nie. Daarom kry jy verskillende tipes liefde. Kan iemand wat Jesus nie ken nie ook lief hê? Ja, hy kan sy kind lief hê. Die Here het in ons gesê. Hy kan sy vrou of sy man, haar man lief hê. Hulle kan. Liefde is iets wat God vir almal gegee het. Maar die oomblik wanneer ek in die Here Jesus is, dan is ek op 'n ander plek wanneer dit kom by liefde. Want is 'n liefde wat gee, nie om terug te ontvang nie. Dis nie soos wat die wêreld dit gee nie. Kom ek lees dit net weer. Ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Nou, soos terug by 1 Korintiërs 13 vers 13. En nou geloof, hoop en liefde bly. En hierdie 3, wat is die grootste? Is liefde. So, liefde is die finale maatstaf. En Matteus 22 vers 37 tot 40, dan sê Jesus dit. Wat is die grootste gebod? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, al jou krag, al jou verstand, hang af wat se vertaling jy het. En dan moet jy jou naaste lief hê soos jou self. Ouens, hierdie ding kan nie gebeur as die ander twee goed nie in plek is nie. My geloof moet in plek wees, my hoop moet gefestig wees in die Here Jesus. En dan is ek op die plek waar ek hierdie nie uit my eie krag doen nie, maar deur die krag wat die Here Jesus vir my gee. Maar ek moet nog steeds daai keuse maak, want dit kom nie spontaan vir hierdie vlees nie. Dis iets wat ek die Here moet vertrou en waarin ek my hele lewe moet belê om te werk. So, hoe weet ek? Hoe weet ek groei in Jesus? Nou is nou gepraat van, ek is klaar met die dinge van 'n kind. Toe ek 'n kind was, het ek gedink soos 'n kind, ek het geredeneer soos 'n kind, ek het opgetree soos 'n kind, nou is ek klaar met die dinge van 'n kind, ek is nou 'n man. Ja, kyk nog steeds in 'n raaiselagtige beeld. Ons moet nog steeds elke oggend opstaan en ons steeds deur hierdie lewe worstel, maar daar is 'n belangriker ding nou en dis, hoe weet ek groei in Jesus? Hoe weet ek is besig om meer en meer te word soos die Here Jesus? Vra jouself 2 vrae. Is ek besig om liewer te word vir hom? En is ek besig om liewer te word vir mense? Dis wat Jesus gesê het. Jesus het gesê, hoor jy, alles in die Ou Testament kan saamgevat word met hierdie 2. Goed. Wil jy kyk of jy besig is om te groei? Groei jy, is jy lief vir Jesus? Is jy lief vir hom? En is jy lief vir mense? Word ek liewer? Dan weet ek is besig om geestelik te groei. Dis hoe ek dit weet. Nou oké, fokus op wat regtig belangrik is in 2026. Geloof gaan oor die inhoud, hoop gaan oor die sekerheid in Christus, liefde gaan oor meer van die Here Jesus in my lewe, hoe God deur my ander wil bedien. Vader, ons kom dankie in hierdie wonderlike aand, dat ons die naam kan groot maak. Ons dankie Here dat ons aandag en ons hart kan fokus. Here, en ek kom bid dat U vir ons sal help, dat in hierdie nuwe jaar, dat ons werklik sal groei tot volwassenheid in Christus. Dat ons inhoud van ons geloof vas sal wees, dat ons woord vas, Christus gesentreerd, gefokus sal wees op groei in U. Here, dat ons hoop sal vestig op U en nie op enigiets op hierdie aarde nie. Here, en dat ons Jesus op so 'n manier sal uitleef, dat wanneer ons mense lief het, dat hulle sal sê, niemand kan so lief hê, as Jesus nie in hulle lewens is nie. Kom seën vir ons vanaand. Ons bid dit in Jesus naam.
En die kinders van die Here sê, amen.